Welkom terug by die groot ontbyt. Onthou, as jy Kersoggend jouself bevind naby jou televisie, jy weet op 3 tyd van die dag, skakel maar gerus aan want ons gaan Kersoggend ook 'n Kersprogram vir jou hê. Ons gaan heerlike kos maak. Daar's 3 verskillende tipes kos. Ons het kunstenaars wat kom sing, bekende mense waar ons mee kuier. Dit gaan 'n Kersliedjie kos etery, tafeldekkery wees par excellence. So maak 'n draai saam met ons op Kersoggend, wanneer ons ook vir jou 'n lekker program uitsaai. Maar voordat ons fokus op die toekoms, bly ons in die hede en vanoggend kuier Katie Rock by ons en ons gesels oor 'n splinter 'n nuwe enkelsnit en ons leer ook 'n bietjie beter ken. Goeiemôre. Goeiemôre. Dit is so lekker om jou vanoggend hierso te hê by ons. 'n Splinter net eerste keer wat jy by ons is en ons gesels oor die nuwe enkelsnit. Maar kom ons begin net gou by jou liefde vir sang want jy is nog bitter jonk. So waar het jy voor wie het jy die eerste keer opgetree? So ek sing eintlik al vandat ek klein is, vandat ek kan onthou. Ek het altyd in die skoolkoor gesing en toe in graad 9 toe word ek gediagnoseer met 'n longdefek. So toe ek het ook altyd baie sport gedoen en toe sê die dokters vir my dat ek nie meer kan sport doen nie. En toe begin ek meer fokus op die sing. En toe wen ek my eerste mic en toe ek 9 was, toe sê ek mamma nou gaan ek hier ophou sing. En soos wat ek nou besig was met die sing, toe kom ons agter dat die sing my longe versterk het. So nou is ek weer nou kan ek weer deelneem aan sport. Wat 'n sport neem jy in deel? Wow. Ek doen hokkie en atletiek. Wat's atletiek? Hekkies, meestal hekkies. Hekkies. Ja. Obviously met die lang bene, ja, dit is die hal vir hekkies, ja. Ja. Maar kragtige atleet, jy was ook by die ASA atletiek byeenkoms gewees vroeër die jaar. Ja, in Maart gewees. Ja, hoe was dit gewees? Dit was vir my vreeslik lekker geweest want dit was hierdie jaar in die Kaap geweest. Ja. So dis een van my gunsteling plekke om te wees. So toe ek hoor dis nou in die Kaap en ek is ofwel ek het kwalifiseer om daar deel te neem. Toe was dit vir my, ek was uit my vel uit. Ek kon dit nie glo nie. Hoe balanseer jy skool met die musiekloopbaan? Wel, vir my is dit as jy regtig van iets hou en jy het 'n passie daarvoor, dan sou jy altyd tyd maak daarvoor. So ek is mos ook in die Forever Young band. Ja. So een keer 'n week dan kom ons ook by oefening uit en ek sing elke liewe dag van my lewe. So ja, ek sing oral waar ek kom in die kar, in die bad, oral. En ja, ek is ook nog steeds besig. Al is dit vakansie, is ek nog steeds besig met oefening. Is iemand in jou familie musikaal? Kan jou ma of jou pa of jou ouma of jou oupa of jou broer of iemand sing? Kyk, ek weet nie waar kry ek my musiektalent van nie by hulle nie. Dis nie. Maar ek dink dis meestal van pappa se kant af, want pappa sê toe hy jonger was kon hy klomp instrumente gespeel het. Ja. Maar ek dink die mamma kan sing nie. So ek dink ek het dit van mamma afgekry nie. Sorry mamma, sorry. Kyk, dis kies op woorde mooi, want hy sit nie buite en kyk nou vir jou. Ja. Hoorie, hoe klink die Forever Young band? Se klank, hoe is dit? Is meer popmusiek? Wat doen julle gewoonlik? Op hierdie stadium fokus ons baie meer op rock. Oh. So ons het ook baie Elvis Presley en Bon Jovi liedjies wat ons doen. Classic rock, wow. Ja, Nice. maar dis ook vir ons 'n lekker vibe want ons het so 'n bietjie van alles ook. Ons doen 'n bietjie ons het 'n Benice liedjie wat ons ook doen en 'n Elof liedjie. So ons doen bietjie van alles, bietjie iets vir almal by 'n show. Maar meestal rock want jou naam is Katie Rock. Katie Rock. Katie Rock. Ja. Sê vir my, as jy dit dink aan jou loopbaan so ver, wat is vir jou van daai hoogtepunte, oomblik wat uitgestaan het? Ek sal sê toe ek my eerste liedjie uitgebring het. Maar dis 'n Engelse liedjie, maar sy naam is Carnival. Ja. Ek het hom geskryf toe ek 10 jaar oud was. My liewe. Sure. En ja, so ek het hom so 'n paar jaar terug uitgebring en definitief ook toe ek in die musiekblyspel as Annie gespeel het by die Pretoria Youth Theatre. Ja. So maar ja, ek sal definitief weer in 'n teaterproduksie wil speel. Oh. Nou, Ja. hoorie, vertel my 'n bietjie meer van Desemberdagdroom. Waaroor gaan die liedjie? So die liedjie is eintlik oor ek wat nou in die wiskundeklas sit en is nou naby aan vakansie en jy's mos nou oor hierdie skool. Jy wil nou net klaarmaak en op vakansie gaan. So dan dagdroom ek nou half na die vakansie toe Ja. en so sien wat ek alles gaan doen in die vakansie. So
in die musiekvideo dan lag my klasmaats nou vir my want ek dink nou ek's hier op 'n tube en dan wys hulle nou waar ek op die tube is. So dis eintlik maar ek wat in die wiskunde klas sit en verveeld is met skool en net op vakansie. Jy verwys dan na die musiekvideo. Ek het gehoor daar was nogal uitdagings met die weer gewees toe jy die musiekvideo geskiet het. So, dit was eintlik baie snaaks toe ons die deel in die klas geskiet het. Dit was al glad nie reën gewees nie. Maar sodra ons buite toe gegaan het en by die swembad moes geshoot het en in die tuk-tuk en oral, toe begin dit nou reën. En maar dit was eintlik baie snaaks geweest want toe staan al my vriendinne nou daarso onder die sambreel en kyk vir my hoe ek nou in die swembad, in die koue swembad op die tube moes gaan terwyl dit reën. Maar dit was eintlik vir my 'n pluspunt want jy sou nie sê dit het eintlik gereën as jy die musiekvideo kyk nie. En die beligting is eintlik beter geweest met die reën want dis mos nou bewolk en alles. So jy sukkel nie regtig met die son nie. So dis eintlik 'n positiewe iets geweest wat ons uit gekry het. Wie het vir hierdie liedjie geskryf? John Belcher en François Kleinhans. Wow, dis 'n groot skietgoed. Ja. Maar dit is iets waarvan jy nog altyd gedroom het, né? Dit is Ek het so 2 jaar terug by een van John se shows, toe sien ek hom en toe ek sê, weet jy, ek wil graag hê oom moet asseblief vir my 'n liedjie skryf eendag. En hy sê toe net vir my, dis reg, hy sal eendag vir my liedjie skryf. Min weet en dat eendag nou gaan wees. So ek is te dankbaar daarvoor en vir die geleentheid dat hy vir my 'n liedjie kon skryf. Hoorie, maar wat sê jou vriende nou by die skool om te weet hulle vriendin is, jy weet, bekend. Sy's nou famous, sy's op 'n geel baan, sy's op radio, of musiek is daar buite. Nee, kyk, dit verander nie regtig die persoon wie ek is en wie ek nog altyd was nie. Ek is maar nog steeds net Katie. Dis mooi gesê. Wat doen jy as jy nie besig is nie? Wat doen jy saam met jou familie? As jy nou nie musiek doen nie, jy's by skool nie, wat is iets wat jy en jou familie altyd lekker saam doen? Kyk, omdat ek iemand is wat nie wil stil sit nie, ek en mamma is gereeld in 'n mall. Soos as jy my en mamma soek is ons in die mall, ons sleep dit altyd vir pappa en boetie saam, maar my boetie is nie eintlik iemand wat hou van uitkom nie, of wel hy hou nie regtig van in die mall loop en goed nie. So as ons in die mall is, dan is dit altyd soos, okay, kan julle nou klaarmaak asseblief? Ek verstaan hoe hy voel. Ek verstaan, hoor hierso. Hy wil net by die huis wees. Natuurlik. Joel by die huis. Ons vra vandag vir mense wat is op hulle Kersfees wenslysie, né? As hulle nou ietsie moet neerskryf Kersfees, dat hulle nou graag sal wil. Het jy 'n Kersfees wenslysie? Want kyk, jou ma en jou pa luister mos nou hier buite. Papa, ek hoop jy luister. Ek vra nie baie nie. Ek vra net vir 'n iPhone. Wat? Ek vra nie baie nie. Of 'n deposito op 'n nuwe huis. Dis omtrent dieselfde ding, ja. Jy het gevra, sy het dit mooi gesê wat op die lysie is. Dis die enigste ding wat so ver op my lysie is. Papa, ek dink as dit op jou lysie is, kan dit dan is dit net dit op die lysie. Dit kan saam met op daai lysie kom nie. Nee, kyk, want ek is iemand wat ek hou van foto's neem en ek hou van video's maak en alles. So die iPhone quality is net goed. Dis nie promotion vir iPhone nie, maar dis wat jy wil hê. Ja. Sê gou vir my, wat doen julle vir Desember vakansie? Gaan jy daarom rus? Want ek weet jy sê jy doen nog steeds jou musiek. Rus julle daarom, doen julle iets lekker vir Desember? Ja, ek en mamma en pappa en Jody gaan bos toe oor Kersfees. Ja, so ouma hulle gaan dalk saam met ons gaan. Lekker. Ja, so kry daarom 'n bietjie rus in, maar intussenin het ek nog steeds 'n program gekry van my coach om my hackies oefening ook nog te doen. Vir die vakansie. Ja, maar die seisoen kom nou op, nê? Ja. Het julle al voor seisoen pre-season gehad by skool? Ja, ons het soos 'n atletiekkamp ook gehad. Wat nogal rof was, maar dit was vir my lekker. Ja. Okay, rof maar lekker. Rof maar lekker. Wanneer begin skool volgende jaar? Ek dink dit is die 14de. Okay, so dit is 'n bietjie aftyd daarom. So 'n bietjie rus, bietjie werk, bietjie iets van alles, 'n goeie kombinasie. Ja, en ek het sommer klaar my boeke vir volgende jaar ook oorgetrek. Oorgetrek al. Ja, ek weet nie, dis net vir my lekker om nou klaar my skoolgoed reg te kry en dan ek weet nie, ek het net toe ons my boeke gaan kry het, as ek soos mamma, kan ons nou gaan rap koop? Ek wil nou my boeke oortrek. Kyk nou net, ek voel vir almal om jou. Ek kry nie oorgetrekte boeke vroeg in die jaar by my huis nie. Dissiplinêre punte. Dit kry ons. Maar nie oorgetrekte boeke nie. Kyk, jy kan ons uitsien nou nog musiek volgende jaar? Definitief. Soos wat ek nou gesê het, ek is iemand wat nie hou van stil sit en niks doen nie. So, toe Desember dagdroom uit
is toe ek nou klaar besig met die volgende ene. So Ag, julle. Dit was so lekker om vanoggend met jou te praat en jou beter te leer ken. Dankie vir die lekker kuier. Geluk met Desember dagdroom. Ek is seker jy gaan volgende jaar weer op ons skeelbank wees en ons gaan praat oor nog en nog musiek met die roemryke loopbaan wat voorlê. dit sal vir my so baie lekker wees. Baie dankie vir die geleentheid. Jy sien. Kyk nou, bly net op waar jy is want hier is daai musiekvideo waarvoor jy wag.